Goeiedag, lieve vriende. Baie dankie vir die geleentheid om met u die woord van die Here te deel. Ek is bly vir almal wat ingeskakel is en kom ons lees wat die Here vir ons sê in sy woord by Genesis hoofstuk 19 vers 26. Ek wil hierdie stukke hoofstuk 18 en 19 tot u leeswerk toevertrou, maar ek sal net een versie uit hoofstuk 19 lees vandag, en dit is vers 26. Genesis hoofstuk 19 vers 26. Sy vrou het egter omgekyk en sy het 'n soutpilaar geword. Sy vrou het egter omgekyk en sy het 'n soutpilaar geword. Vandag wil ek praat oor geen omdraai nie. Ons sing daardie lied, I am determined to follow Jesus. Baie van ons weet die oorsprong van hierdie lied, I have decided to follow Jesus. En die woorde gaan so, though no one joins me, still I will follow. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. En die ander stanze gaan voort, you can have the whole world, but give me Jesus. Hierdie lied praat van vastberadenheid, geen omdraai kans nie, sodra sy hart op Jesus gerig was. Hier in hierdie hoofstuk 19 van Genesis praat die Here met ons en die woord gaan om die Here se teenwoordigheid. Die Here God verskyn aan Abraham in die vorm van 3 manne. En hulle staan daar voor Abraham, God en 2 engele. Die primêre doel vir hulle verskyning daardie dag, om die goeie nuus aan Abraham oor te dra, ter vervulling van God se belofte aan Abraham, dit wil sê sy afstammelinge, so baie soos die sand op die seestrand, jou nageslag so talryk maak, soos die sterre van die hemelruim. So het hulle vir Abraham aangespreek en vir hom die belofte aangedra. Soos gebruiklik was, dring Abraham daarop aan om aan hulle gasvryheid te betoon, om sy toewyding aan God en waardering te demonstreer, dat God persoonlik aan hom sou verskyn. En toe eet hulle saam. Die Here God het gekies om sy planne van vernietiging van 'n sondige stad aan Abraham bekend te maak. Wat in hierdie 2 stede aangegaan het, was eenvoudig vir God hartseer. Met ander woorde, dit het sy gees gekwel. God was gegrief oor wat daar by Sodom en Gomorra aangegaan het. Abraham tree in vir die stad Sodom. Hy pleit namens hulle. Hy onderhandel met God. En wat was die uitslag? Die oordeel was oor Sodom gerig en toegespits. Die manne van Sodom was onberouvol. Hulle was van plan om die engele te misbruik. Die engele het Lot, sy vrou en dogters gered van die ramp wat Sodom sou tref. Na dit alles het Lot se vrou gekies om terug te kyk. Die Bybel vertel ons dat sy in 'n soutpilaar verander het. Met ander woorde, leweloos soos 'n standbeeld. Wat is in wese verkeerd met wat Lot se vrou gedoen het, toe sy agter gekyk het? En hoekom het dit sulke ernstige gevolge gehad? Sy was ongehoorsaam aan 'n uitdruklike opdrag van God af.
Vers 17 by hoofstuk 19 sê vir ons, moenie omkyk nie. So het die engele vir haar en die rest van die huisgesin gesê, moenie terugkyk nie. Om terug te keer, om terug te kyk na die stad, het spyt ingehou. Daar waar jou hart is, sê die Bybel, daar is jou begeerte. En haar begeerte het sy steeds verlang na die plesier, na die gemak, na die voordele van Sodom. Haar liefde was steeds met haar verlede in Sodom in plaas van met God. God se oordeel was op haar. Baie soos die Israeliete, wat deur die Here gevangenskap en slawerny verlos is, nog na die spreekwoordelike vleispotte van Egypte verlang het. Dit is waar hulle harte was. Dit is wat hulle begeer het. Dit was 'n klap in die gesig van God wat hulle gestel het. Hulle tot hier gebring het met 'n magtige hand teen die farao. Hulle was ondankbaar. Lot se vrou het Sodom se korrupsie gekoster. Daar was 'n vrou by ons, by die gemeente, sy het daar buite die hek, sy het kleinkinders gebring na die sondagskool toe, en sy sê vir ons hier, dominee, ons verag God, ons minag God, dit was 'n ernstige sonde. Vandag is mense, daar is mense wat God minag en God verag in hulle lewens, hulle wil nie na God luister nie. En dit is 'n ernstige sonde, uitermate korrupsie in die aard, in die hart van die mens. Miskien het sy die gedagte gehad om terug te gaan Sodom toe. Miskien was sy verlief aan die gemak van die stad. Hierdie woorde of verhaal is geskryf vir ons vermaning, 'n waarskuwing. Die regverdiges word gewaarsku om hulle nie tot goddeloosheid te wend nie. Dit praat van ongeloof. Lot se vrou het getwyfel of Sodom vernietig sou word. God se bedoeling, God se besluit, sy het dit bevraagteken. In die skrif lees ons daar by Lukas hoofstuk 17, ons word gewaarsku teen losbandigheid, orgie, sondige lewe. Vers 32 sê vir ons uitdruklik, dink aan Lot se vrou. Vers 31 sê vir ons, wie op daardie dag op sy dakstoep sal wees, met sy besittings nog in die huis, moenie ondertoe gaan om dit te gaan haal nie. Net so moet die een op die landerye nie terugdraai na wat agter is nie. Het geen ander aardse aanhangsels of liefdes as die Here nie. Ons moenie ander aanhangsels hê nie in die lewe. En as ons nie weet wat ons liefdes is nie, besef net, as die huis aan die brand is, en daar word groot vlamme op in die lug in, en mense skree, en daar sien jy jou huis aan die brand, wat sal jy die eerste spaar? Sal dit jou geld wees? Sal dit jou kinders wees? Of sal dit jou kar wees? Of wat ook al, dit is die naaste aan jou, en dit is wat jou eerste liefde is, dit is wat jou hart begeer. By Jesaja hoofstuk 48 lees ons, kyk, ek het jou gelouter, maar nie in 'n silversmidsoond nie. Ek het jou getoets in die smeltkroes van ellende. Die perspektief van verhoor, om getoets te word en waardig te bewys te word. Dit is wat die Here wil doen met ons. Hy wil ons toets, hy wil ons verhoor en hy wil ons karakter sien. Hy wil ons versterk vir die werk wat hy vir ons het. By Jakobus hoofstuk 1 in vers 12 lig dit ons in. Gelukkig is die man wat versoeking deurstaan,
Want as hy die toets slaag, sal hy die oorwinningskrans van die lewe ontvang, wat God beloof het aan hulle wat hom lief het. Daar is oorwinning deur Jesus Christus, ons moet net vasstaan. Kan jy jou dink, paar dae gelede, toe die Comrades Marathon daar plaasgevind het, en die twee wat gewen het, hoe hulle gevoel het, toe hulle die wenpaal gehaal het, daar was vir hulle vreugde, hulle het oorwin. Toe ek baie jare gelede by die kweekskool klas gedraf het, is ek die vraag gevra, wat as ek nie gelukkig was met die Christelike geloof nie? Sou ek teruggaan, sou ek terugdraai na Hindoeïsme? Ek het geantwoord, ek het my brood verbrand. Daar is geen terugkeer vir my nie, net Jesus. Ons praat van afvalligheid, in die Engels sê ons het backsliding, ne? Terugval in die wêreld in. Ons lees in die geskiedenis van die vervolging in die vroegere kerk. Christene is op die brandstapel verbrand, omdat hulle nie hul geloof ontken het nie, en wie ook by die altaar van die heidense God of die keizer gebrand het nie. Sommige is sertifikate gegee as hulle teruggetrek het, ander het het gedoen. Dit wil sê, hulle het daardie getuienis teruggetrek om hulle velle te red, maar hulle het in geheim geglo dat Jesus hulle Christus was, hulle Messias was en hulle saligmaker. Christene, heiliges, moet die wêreld in die vlees verloon en ons gesigte na die hemel toe rig. Jesus vra sy disciples, wil julle my ook verlaat? Hulle sê vir hom, waarheen kan ons gaan? Jy het of is die woorde van die lewe. Rig ons aandag op die Here. Fokus op ons energie op die Here. Ons praat van 'n monument, ons praat van daardie pilaar. 'n Pilaar is soos 'n monument. Dit is daar ter herinnering vir ons, dat ons moenie wankel of misluk nie, moenie in die versoeking kom om weg te val nie, staan vas in die geloof. Johannes hoofstuk 21 sê vir ons, die storie van Petrus, ons weet baie van Petrus, hoe hy soos 'n visserman geroep is om Jesus te volg. En naderhand was hy een van die naastes van die Here. Hy het baie geleer, baie wonderwerke gesien, en hy is daar as 'n getuie. Maar toe het hy die Here verraai. Hy het vir hom verloon, toe hy daar gestaan het by die vuur, en hy is gesê, hy was een van die navolgers van Jesus, hy het dit verloon. En toe, naderhand het die Here vir hom gesê, Petrus, het jy my lief? Tweede keer, Petrus, het jy my lief? En 'n derde keer, Petrus, het jy my lief? Hy was baie bedroef, maar die Here het hom herstel, en die Here het hom opgelig, ne? En die Here het vir hom daardie werk gegee, en hy is groot profeet, daar apostel in die kerk. Ons sing daardie koortjie of daardie gesang, voorwaarts Christenstryders. Die sang, dit praat van geen opgee, geen oorgawe en geen kapitulasie, geen omdraaikans nie. Ons moet vir die Here vasberade wees, moenie omdraai nie. Vandag wil ek vir almal aanraai om vir die Here te werk, om getrou te wees aan die Here en vir hom baie liefde hê in sy baie volk. En ons wil vandag sê vir u, moenie soos Lot se vrou maak nie, die vrou wat egter omgekyk het en in 'n soutpilaar geword het. Mense,
vandag moet ons die Here vertrou, dat hy vir ons sal deurdra en sal ons versterk om in sy diens te bly. Kom ons bid saam. Wonderbare Here, vandag is ons bly dat U vir ons bedien met hierdie woord. Vader, baie van ons, as ons die vloedgolwe sien kom, dan wil ons net weghardloop, Here. Ons is bang, ons is vreesbevange, en Vader, ons sien nie uitweg nie. Maar U sê vir ons moet vasberade wees, dat U sal vir ons versterk in die geloof, en dat ons moet vasstaan, Here. Vader, vandag dink ons aan die man Job, wat vasgestaan het, wat vasberade was, en hy was getrou aan U, Here. Alles was van hom weggeneem, maar hy het nog vir U vertrou. Vader, help ons asseblief, om net so getrou te wees, dat ons sal vasstaan, en vir ons daardie oorwinningskrans behaal. Dankie Vader vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir elke dag, Here, wat U ons ondersteun in ons geloof en ons hande versterk. Mag ons 'n gebruik wees in hier koninkryk en hier op aarde ook, dat ons teenoor ander mense sal getuig en Here, volgens U paaie loop en in die paaie wandel. Vader, dankie vir U genade vandag. Ons vra dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen.